My inleiding wil ek my inleiding wil ek eintlik vir julle sê, as ek nou terugsit, ek word nou 72 jaar oud. En as ek terugkyk, dan is ek seker een van die weiniges of enkelinge wat die rugby, die pad van rugby amper voluit geloop het. En daarmee bedoel ek, kan ek maar aanpraat, nee, jy kan maar, en daarmee bedoel ek, as speler, vanaf laerskool, hoërskool, tot in ons liga bo, het ek as speler geëindig, Boland kaptein. 'n Ernstige besteding het eintlik veroorsaak dat ek minder aandag aan rugby speel, maar skenk, maar die gogga om steeds by rugby betrokke te wees, wat er daar was om te gaan en te kyk om die spelers, my ondervinding as speler, om dit oor te dra in die vorm van afrigting. In 1987 het ek met 'n span gesit, vol groot name. Soos onder andere, jy sit met 'n Randy Marines, jy sit met 'n Gary Boshoff in hy span, jy sit met 'n Nazim Murat sit jy in hy span, jy sit met Kabali in hy span, jy sit met Kalla in hy span. Nou maar ek noem, jy sit, dis almal groot name. Verstaan, maar 'n mens kon sien, die een ding wat daar kort gekom het, was die motivering. Ek het nog nie vir hulle dit gesê nie, maar 'n mens moet mos maar nou die motivering, want wat 'n motivering is dan nou nog oor vir 'n speler soos Randy Marines wat aan die einde van sy loopbaan was. Nee? Die dissipline was uitstekend. Dis mense wat gebied het waaroor rugby gaan. Maar die motivering was nie meer soos 'n jong speler is nie. Daai honger hier, verstaan? So ek sit wel met hy groot name. Maar die honger, die zest ontbreek. Alhoewel dit nie wees, maar jy kan sien. Nou sit ek daar en ek sien, okay, speel maar met hulle, of speel met hulle. Die enigste sukses, ons het toen nie in die eerste jaar enige kwalifiserende rondes bereik jy, maar die Griekwas het in daai jaar hulle fees gevier, 100-jarige bestaansjaar gevier hier op IWK, as jy teruggaan. Toe speel die Griekwas speel toe 10 'n Saru Junior span. Maar al die groot unies het toe gespeel in 'n toernooi. Maar dis net vriendskaplik. En ons het vir Kwaro betrek. En Kwaro was die vorige jaar die ESA kampioene. So ons speel toe teen die ESA kampioene. Dit 87. Daai 87, ek dink is ook in een van hy boeke, ja, 87. En ons wen hulle. 88 het ons toe begin. En ons het toe ek sê die siftingsproses was in die koel. En ek moet ook sê ons het 'n baie goeie keurkomitee gehad. Die keurkomitee was nou so Jimmy Moses en oorlede Johan Williams, en dis manne wat nou my gehelp het om die regte manne te kies. Nou sulke manne is mense wat ondervang, en ek moet vir hulle ook sê, hulle het ook 'n groot bydrae gelewer met die identifisering van jong spelers om nou in die plek. Maar in elk geval, dit daar gelaat. Wat belangrik ook was vir my was, ek moet 'n leier kry wat kan inspireer. Nee. Alhoewel Kabali normaal ook aan die einde van sy loopbaan gekom het hy nog altyd die waarde van hom as 'n inspirerende leier, en natuurlik hy het aan daai vlak, hy weet wat dit is, hy ken die skeieregters, hy ken baie van die opponente. Nou, as jy nie 'n man soos hy het baie bygedra tot, verstaan nie, tot die ontwikkeling van die span. So dit was 'n totale onervare span met hier en daar, en Josie Ontong wat 'n ervaring gehad het, wat gelei het agter, nee. Wat ook, ek moet ook sê, hy was ook een van die mense wat het,
ek sit langs die kant. Ek som die wedstryd op. Maar dit gaan vir my langer vat om besluite daar wat daar geneem moet word, maar dit moet nou hier van die kant af kom terwyl jy 'n man op die veld het wat onmiddellik probleme kan identifiseer en dit kan oplos. Nou daai was ook 'n pluspunt van 'n Josie Ontong wat daar is, wat maklik die opportunities en die threats kon identifiseer en kan aanpas, verstaan? So daar was 'n mate van vryheid ook aan hulle gegee om besluite op die veld te neem in plaas van te wag wanneer dit kom van die kantlyn af. So ek dink ons mense ook seker maar ligjare voor, want hy het die mense net volgens 'n vaste patroon gespeel, terwyl ek destyds al reeds die besluitnemingsmag in hulle hande gelos het op die veld, verstaan jy? Man, ek het een oggend die oggend was ek op pad skool toe. Was dit nou een oggend in 'n ek was op pad skool toe lei die foon. Hy is nog vroegoggend. Toe was dit seker net na 'n vergadering van die SARU se raad. Toe bel hulle my en dit is seker ja. Dis na 1988 nie. 1988 dink ek vir die service render het hulle my toe aangestel as die SARU plattelandse afrigter. En dit het my ook meer ondervinding gegee. Maar nou het ek nie net met Boelandse spelers, maar nou het ek met ander provinsiese spelers soos die SBD en die WP Platteland en so meer. Verstaan jy? Nou is dit dan op 'n ander vlak, verstaan jy? En dit het die mense ook daai nodige ondervinding. Weet jy, SARU 'n doel gehad daarmee nie deur my eers die platteland en in die volgende jaar toe 1989. Ja, maar 1991 toe word ek die SARU afrigter. Toe bel Sas Bailey vir my en hy sê vir my, meneer, baie geluk. Die SARU dinge het besluit dat jy met hulle SARU span voorberei vir daai wedstryd en ek dink dit was die laaste in 1991. Maar ek weet die oggend het ek dit telefonies die nuus ontvang van Sas Bailey en agterna toe het ek die skriftelike aanstelling het ek gekry met 'n brief van meneer Bailey. Ja, maar dit was net, ek kan nie vir jou beskryf die gevoel hier. Ek meen dis mos nou waarna almal streef. Om dit te kan bereik, het was oorweldigend geweest vir my, oorweldigend. En ek moet sê, ek is vandag nog trots om hulle te wees. En dis nou die span wat Erastus Coetzee gelei het. Dis Erastus Coetzee se span. Okay, en meneer Kibedu sê daai was die hoogtepunt van die afrigtingsloopbaan? Ek sal sê ja.